luisteraars. Goeiedag, ek is Dora Jacobus, die voorsitter van Maitland se kerkraad. En ons is hier by die gemeenskapskerk waar ons nog so pas eetyd gedeer het vir ons behoeftige mense. Ons het baie hawelose mense, meeste van die mense wat kom by die kombes is hawelose mense wat nergens het om te slaap. So ons is afhanklik van donasies van klere en kos en brood en so aan om vir hulle te bedien. En die is die enigste sopkombuis sal ek sê in hierdie omgewing of enigste kerk wat nog aan die behoeftiges iets gee om voor te berei om vir hulle te gee. En ons is baie dankbaar vir die donasies wat ons kry, want ons kry baie donasies van Viagenwood, Kendrick gemeente, Rondebosch en Constantia. As dit nie vir dit was, sal ons nie sopkombuis aan die gang so lank gehou het nie, want dit was eintlik Dominee Grywenstein wat dit begin het in 2015 en sy is weg in 2023 en toe het ons amper nie verder gegaan nie. Maar ons is dankie vir die Here dat hy mense uitgestuur het soos ons donateurs en ons wat ons donasies gee, dat ons kon aangaan, want na die kerk se aanbrand het ons nie regtig meer inkomste hier in die kerkie. Maar die Here is goed so, maar ons gaan nog aan met die sopkombuis. Ons sê baie dankie vir die donateurs, vir die mense wat ons donasies gee en ons waardeer dit by Maitland Gemeenskapskerk. NG Kerk Welgemoed is al 'n redelike tyd, hele paar jaar intens betrokke by Maitland gemeente. Van die tyd wat die kerk afgebrand het ons bygestaan en ons is nog steeds besig om betrokke te wees en daar word danksy 'n deli wat bene verskaf. Dit word gereeld afgelewer en dan die plaaslike gemeentelede wat ontsettend hard werk. Daar's 'n klompie vrouens met die naam Helpende Hande wat weekliks vir meer as 100 mense kos voorberei. En by die ander gedeelte van Maitland, by die VGK kerk, word daar op 'n Dinsdag word daar weer sop gemaak, ook van hierdie vleis, en dan word daar ook van amper 180 mense kos gegee. Daar's baie skenkings van klere wat Welgemoed ook skenk, en daai klere word fyn gesorteer en dan uitgedeel aan mense wat regtig nodig het. Het iemand nou vir my gesê hy het net die klere wat hy aan sy lyf het. En so hy soek dringend klere, maar hulle moet nog tyd kry om die nuutste donasie deur te werk en te sorteer, sodat hulle weer vir mense kan gee. So daar's regtig 'n paar vrouens wat ontsettend hard werk by hierdie gemeente.